Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 180. Kan jy dit glo? En steeds is dit aan einde niet. Wat 'n blessing. Dankie Vader Jaffa. Deel 180. Aan Jaffa, Jaffa, al die eer. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Ek wil sê ons is geen kerkdenominasie of organisasie nie, ons behoort aan niemand nie, ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd, halleluja, op die internet en enige ander manier, Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, noem het, ons is daar so, halleluja. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, na Armageddon wat ek met die gister bietjie oor gepraat het, is hierdie boek waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. Ek kan hom sien hier so silwer en swart boek. Seker ek voel een van die beste boeke wat ek geskryf het ooit, met al die inligting oor die leuns rondom Bybelvertaling en dit wat die Bybelgenootskap gedoen het. Nou, ons is nie bang vir hulle nie. Ons is nie bang vir hulle nie. Want die Bybel sê, vrees nie hulle wat die vlees kan skade doen nie, maar vrees hulle wat siel, gees en liggaam in die hel kan werk. Sou jy belangstel? En dis 'n moed vir elke een wat 'n student is. Nou, wie is 'n student? Dis nie iemand wat 'n studentenommer het nie. Ons het omtrent 3-4 000 studente wat woordstudente is. Hulle doen die kursus, maar nie vir 'n diploma of 'n graad of 'n ding nie. Hulle is net in die woord. Alles is daar op die internet. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na ons webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, dan wil ek u nooi, asseblief gaan na deel 1, begin by deel 1, u het reeds 'n magdom inligting gemis, uiters noodsaaklik om voor te begin. Is ook baie belangrik om in te teken, sodat u kan die verskillende kennisgewings ontvang. Hy het dan nie lekker Afrikaans, né? Al die kennisgewings ontvang van die verskillende studies waarmee ons besig is. Daar's ook Engelse studies en daar's TikTok boodskappe. Gebruik dit is alles vir u daar. En dis gratis, die kennisgewings. Stuur die kennisgewing vir jou vriende en jou familie en jou vriende. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en 'n pen en 'n Bybel is baie belangrik. Solank die Bybel net nie 'n 83 Bybel is nie. Goed, kom ons bid saam. Vader Jaffa, vanmôre sê ons vir die baie dankie vir hierdie week reeds. Vir al die woord wat ons ontvang het deur die genade. En ek wil bid, Vader, dat u vanoggend se woord vir ons seën en vir ons salf en vir ons lewend maak. Ek sê dankie vir die voorreg dat ons nie bedelaars is nie, ons kom as koningsseuns en priesters van u vanmôre. Ons sit op trone en ons regeer en u sê, dek vir ons teestanders 'n tafel en u salf ons met heerlikheid. U salf ons met heerlikheid, krag en genade, insig en wysheid en gesondheid en goedertierendheid en blydskap en heerlikheid. Alles in die naam van Jaffashua. Halleluja. Bid vanmôre die seëning op hierdie boodskap af. In die mooiste naam, die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua, volk van Jaffashua sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u ook 'n groot seën gaan wees. Prys sy wonderlike naam. Ons gaan verder met die woord. Ons is besig met Spreuke 14 vers 3. Gisteroggend in die mond van die sot is 'n roede vir sy trots, maar die lippe van die wyse bewaar hulle. Ons bewaar ons mond. Hoekom? Want daarin lê lewe en dood. Vers 4, Spreuke 14:4. Waar geen beeste is nie, is die krib leeg. Hoekom? Waar geen beeste is nie, is die krib leeg. Hulle krib is dit waar uit die beeste uit vreet. Wel, as daar nie beeste is nie,
het jy nie nodig om enige kos te ry, om jou bakkie te vat en te ry en te gaan voer in die krippe insit. Gewoonlik gebruik die mense, die plaasboere, krippe, wanneer dit in droogte tye is, wanneer hulle moet voeding gee, wanneer as nie voeding op die landerye nie, en voedingsvelde nie, dis droog. So as daar nie beeste is die krib leeg. Ja, ek wil vanmôre vir u sê, ek sien iets anders hierso. As daar nie 'n gebedslewe in u en in my lewe is nie, dan is ons geestelike krippe leeg. Met ander woorde, as ek nie in 'n verhouding met Vader Jaffa en Jafashua, die seun staan, deur die gebed in die krag van die Ruach HaKodesh nie, dan is my skure leeg. Ek wil die krib verander na skure. Hy sê dat die gebed van die regverdige sal veroorsaak dat jou skure oorvloedig wees. Wanneer ek en u in 'n verhouding met Vader Jaffa is en Jafashua, en nie as 'n bedelaar kom om te kom smeek en die Engelse woord to come and beg. Nee. Wanneer as ek in 'n seunsverhouding kan kom en sê, Vader, ek is hierso. In die naam van Jafashua. Hier's 'n krisis hierso. En ek kan sê, ek en u het 'n probleem. Hoekom? Want my probleem is my vader se probleem ook. Wel, het so gewerk toe Niklas in die huis was en my seun was. Pa, ek het 'n probleem. My cricketbat het gebreek. Ek speel môre provinsiale cricket. Uitdin of wat ook al. Dan moet jy help. Sy probleem word my probleem. En my probleem word weer my vader se probleem. Soos wat my seun se probleem my as sy vader my probleem word. Waarin ek moet help, wanneer voel ons die situasie gaan beredder. Maar dis die tipe verhouding wat daar tussen my en my Vader in die hemel behoort te wees. As ek in 'n verhouding kan staan met Jaffa my Elohim en Jafashua, dan kom ek nie na hom toe as 'n bedelaar nie. Ek meen, 'n ou se kinders is vandag volwasse. En julle weet waarvan ek praat, julle wie kinders het. Hoeveel keer sal ek aanklop en sê, pa, ons het 'n probleem. Ons het 'n probleem, asseblief. Niklas of Nelly, pa, ons het 'n probleem. Ons het 'n krisis. Pa en ma, kan julle ons help? Come on. En wat doen 'n pa en 'n ma? Jy sal agteroor buig om te help. Is dit nie hoe liefde werk nie? Hoeveel te meer nie die agape liefde? Die agape liefde, die bonatuurlike liefde. Nie die filet liefde nie, nee, die agape liefde. Jafashua se liefde, Jaffa se liefde. Dis wat maak dat ons in hierdie koue in 'n ateljee sit in die middel van die nag en boodskappe uitsaai, opneem om uit te saai, môreoggend en oormôreoggend en dis agape liefde. Dis die liefde vir die koninkrykswerk van Jaffa. Waar geen beeste is die krippe leeg. Ek wil vir julle sê, as ek nie in 'n verhouding met Jaffa my Elohim kan wees nie, dan gaan daar teëspoed op my pad wees. My krippe is leeg. Daar's niks. Daar's nie eens 'n bees om dit voor te voer nie. En dis hoekom ons nodig het, ek en u albei, ons almal, het nodig om elke dag deur die geopenbaarde woord gevoed te word. Want as ons nie deur die geopenbaarde woord gevoed word nie, dan gaan ons net wegkwyn. Ons gaan wees soos die beeste wat daar nie is nie. My verhouding gaan skibreek lê met Jaffa en Jafashua.
As daar nie 'n verhouding van kommunikasie tussen 'n man en 'n vrou is nie, wat soos twee stukkies legkaart in mekaar inpas nie, en die kinders ook oralste, dan lei jou huwelik skade. En dis waar die duiwel dan konsentreer, is daar waar die swak konnektasie is. Het jy geweet, die duiwel sal jou nooit aanval wat jy sterk is nie. Nooit. Hy is 'n lafaard, die Satan. Hy is 'n lafaard. Hy is soos 'n hyena en 'n willehond, voornamlik willehond. Hulle byt jou van agteraf. Hulle byt jou aan die senings. Die Satan is 'n lafaard. Hy sal nie vir jou kom as jy sterk is nie. So wat leer ons vanmôre uit die woord uit? Is dat wanneer ek swak voel, dis die tyd wanneer ek in gebed moet verkeer. Dis die tyd wat ek in die woord moet verkeer. Dis die tyd wat ek die video's moet speel en die studies luister en 'n Bybel kry, my pen en my skryfblok en my studies doen. Sodat ek opgebou kan word deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Die Vader wil hê ons store moet vol wees. Vader se wil, Jaffa se wil is dat jy moet voorspoedig wees. Vader se wil is dat jy moet suksesvol wees in die besigheid. Baie keer dan funksioneer die dinge daar buitekant nie so lekker nie, wanneer my geestelike lewe nie in verhouding is met die Vader nie. En ek sê nie ons moet net Jaffa dien terwyl van die rand en die sente, die brood en die konfyt nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Ons dien hom omdat ons hom liefhet. Ek dien Jaffa omdat hy sy lewe vir my afgelê het. Vrywillig. Vrywillig. Maar hy het uit die pad gestap. Hy selfs in die doodryk in vir 3 dae en 3 nagte. En weet jy wat, die kerke daar buitekant, meeste van hulle kan nie eers sommetjies maak nie. Goeie Vrydag tot goeie Sondag. 3 dae en 3 nagte. Hoe kry jy dit, pastoor? Dominee? Hoe kry jy dit? Professor, dokter, predikant, hoe kry jy dit? Van die Vrydag af na die Sondag toe. 3 dae en 3 nagte. Dit werk nie so nie. Gaan luister na my reeks. Op watter dag is Jaffa gekruisig? Ek dink Jesus, ek sê jy gebruik die woord Jesus daar. Juist omdat ek wou gehad het, die godsdienstige mense moet 'n skrip vang as hulle hoor Jaffa nie. Want ons wil hê die mense moet kyk, dat die skille van hulle oë af kan val. Op watter dag was Jesus gekruisig? Kyk na die webtuiste hierbo, klik op hom as hy oopmaak. Kyk na die menu. Klik op die menu, maak hom groter, kyk op watter dag was Jesus gekruisig. Klik op hom en begin by deel 1. Ek dink daar's 4 of 5, 3 of 4 of 5 gedeeltes van 'n halfuur. Gaan luister na dit. Met al die skrifverwysings en alles wat daar is. Wil ons skure vol hê? Wil ons genoem word die geseëndes van Jaffa, die gesalfdes van Jaffa, die gunsgenote van Jaffa, die geregtiges in die geregtigheid in Jaffa, ons Elohim. Wil ons daai titels hê? En weet jy wat, dit moet nie net 'n titel wees nie. Dit moet 'n werklikheid wees. Dit moet iets wees wat in my wese geskryf is. Maar weet jy, die een ding affekteer die ander ding. My gebedslewe affekteer my verhouding met Vader Jaffa en Jaffa deur die Ruach HaKodesh. As daar nie 'n ordentlike en 'n gesonde, hoor wat ek sê, nie net so 'n gebedslewe nie, 'n ordentlike, gesonde gebedslewe nie.
En nou by dit wat ek sê, my gebedstyd hoef nie vir 2 ure te wees nie. Ek het dit al 'n paar keer gesê, ek is 'n baie moeilike bidder. Ek kan nie vir 2 ure bid, dit is onmoontlik. Ja, ek kan vir 'n halfuur, 3/4 uur kan ek ordentlik bid. Maar na dit dan begin ek dieselfde goed oornoem. En die Bybel sê ons moenie oor en oor dieselfde Jaffa vermoei met dieselfde goed oor en oor nie. Verstaan jy wat ek sê? Maar daar's ander mense wat bidders is, hulle kan bid. Ons is sulke mense in ons gebedgroep. Daai ouens kan bid vir 2 ure, 3 ure aan mekaar. Maar maak nie saak, dit is dit wat uit my mond uitkom nie. Dit is dit wat amper sê ek uit my hart uitkom. Dit is dit wat uit my sielsdimensie uitkom, my sielsdimensie. Dis wat Jaffa geïnteresseerd is. Weet jy wat, ek dink in plaas van om 'n gewoonte te hê, om 'n lang gebed te doen wanneer ek gaan slaap, is dit belangrik om dalk my gebedslewe 'n bietjie te split. En in 'n goeie verstandhouding en 'n goeie gesprekshouding, hoor wat ek nou sê, in 'n goeie gesprekshouding met Jaffa te verkeer, deur die dag. As ek in 'n goeie my gespreksverhouding, hoef nie mos te wees wanneer ek op my knieë staan nie. Inteendeel, die woord sê staan op en lig heilige hande op. Ek is so bly vir dit, want met my knieprobleem is dit 'n probleem, ek kan nie op my knieë bly nie. Ek kan sit en ek kan bid. Daai tyd, ek kan onthou die jare toe ek op die ambag was, toe ek 'n ketelmaker was. Tussen 12:30 en 12:30 dan tot ons etenstyd. Hoe baie keer het ek nie net sommer so in my etenstyd gesit en bid, en my Bybel by my gehad, gesit en Bybel lees. Daai tyd was die tyd wat ek ook gestudeer het. Dan het ek my studieboeke daar, en daai tyd, halfuur wat ek dan so op my rug gered, 'n bietjie rus het, dan sit jy met jou studieboek. Weet jy wat, daai gesprek met Jaffa is so belangrik. Wil u krippe vol hê? Wil u hê die beeste moet daar wees? En ek praat in 'n metafoor hierso. Wil u geseënd wees? Die antwoord is, hy sê, ken hom in al jou weë. Hy sal jou paaie gelyk maak, maar jy moet hom eer. Hier is die hele naweek hiervoor waar ek en u Jaffa kan vra om ons deur die genadebloed van Jaffa op 'n bonatuurlike manier te lei, om 'n seëning te wees vir sy koninkryk, dat ieweste ons iemand kan bemoedig en bemagtig met die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jaffa. Tot maandagoggend as Vader se wil daarby is. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.